DVD gekyk. En ons het gesien dat die pa baie lief was vir sy dogter. En nou sy ook maar soos die verlore seun opgetree het en ook maar gedink het, daar buite kan wag vir my iets beter. En nou sy die huis verlaat het. En nou voor dit het sy en haar pa gekommunikeer het met mekaar. En nou, jy het gesien hoe sy haar klein ou handjies binne in sy groot hand sit en met die klein ou voetjies bo op sy groot voete. En ek dink baie van ons het almal het maar so verlang as jy 'n kind was om so met jou pappa te kan wees. En baie van ons het die voorreg gehad nie. Maar wat 'n voorreg het ons vanaand om 'n hemelse pappa te hê nie. 'n Jesus wat omgee vir sy kinders. 'n Jesus wat vir jou vasdruk teen sy bors, soos daardie pappa daardie ou kleintjie opgetel het en 10 hom vasgedruk het. As jy vanaand sit met daardie seer, ek weet nie waar is my pappa nie, en hy was nog nooit daar nie, wil die Here vanaand vir jou kom sê, maar ek is jou hemelse pappa, ek is jou vader. Ons gaan vanaand praat oor die verlore seun, oor die vader, oor die Jesus se hart vir sy kinders, hoe hy omgee. En ek gaan so 'n storie vertel, omdat dit so lank gaan vat as ek nou die hele stuk lees. Daar was 'n pa wat het 2 seuns gehad. En dis 'n gelykenis. En die jongste seun sê vir sy pa, pa, gee my erfdeel, want ek wil weggaan van die huis af, soos hierdie jonge dogter. En sy pa is nog eens dood, maar kom vra sy erfdeel. En sy pa het die goed tussen hulle verdeel, en hy het sy goed verkoop, dat hy kan geld kry, en toe het hy sy goedjies sy geld gevat, en hy is weg na 'n ver land toe. En daar het hy gelewe losbandig, en hy het baie vriende gehad. So jy weet, as 'n mens mos baie geld het jy baie vriende, almal draai om jou. En op 'n stadium kom in daai land 'n hongersnood. En hy het niks om te eet. Sy vriende het almal verlaat, die staan hy alleen. En daardie jong man is honger. En daar's niemand wat vir hom kan iets gee nie. En hy gaan toe een van die boere daar iewers op 'n plaas gaan hy werk. Hulle vat hom om die varke te gaan oes. Die varke so gekyk en die varke se kos so gekyk. En hy het lus gekry vir die varkens op die pele van die varke, maar niemand het vir hom aangebied nie. En hy het by homself gedink en hy het wêreld so bekyk om in daardie toestand te wees, en hy stink en hy ruik nie lekker. Julle weet hoe lyk dit in 'n varkhok, dis aklig. En hy's jammer vir homself, en hy kom by en nou gaan ek verder lees. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en almal het genoeg. Hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe gaan. Hy kom toe in inkeer en hy besef, my pa het wie weet hoeveel mense wat om hom werk. Hulle het genoeg om te eet. En hy het die beste gehad, en hy het dit gelos, en hy het weggetrek na hierdie land wat hy alles verloor het. En hy sê vir homself, ek sal dadelik opstaan, en ek sal na my pa se huis toe. En ek sal vir my pa sê, dat ek teen God en teen pa gesondig het. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maak vir my een van pa se huurlinge. En die woord sê vir ons, hy het sonder versuim, het hy opgestaan en teruggegaan sonder versuim. Ons mense sê baie keer, ek het soveel bagasie wat ek moet aflaai.
Ek het klomp goed, ek moet my lewe eers uitsorteer. Ek kan nie nou na die Here toe kom nie, ek moet eers vir my verander. My suster en my broer, as jy jou wil verander, jy sal nooit daarby uitkom nie. Nooit nie, want ons kan ons nie verander nie. Ons kan vir ons niks doen nie. Want ons is sleg en treurig en eenvoudig om iets te doen. Hierdie hele naweek het ons gesien en ons het gehoor, en is die tekste vir ons afgelê wat Jesus vir ons kom doen het. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Hy het homself vir ons gegee. Hy het nie gesê, ek wil eers dink, maar jy's te treurig, jy's te eenvoudig, jy's te dronk of jy's so nie. Hy het nie dit gesê of dit gedink nie. Jesus se hart, sy Vader hart is so, hy het soveel deernis vir ons, soveel liefde en wil hy vir jou na hom te bring. Daai pappa het vir daai dogtertjie so lief gehad. Hy wou vir haar die beste gee en so wou sy dit ook gehad het. Sy het eers weggegaan en haar lewe weggegooi en op die ou end kan ons bly wees dat sy weer teruggekom het en haar pa daar aanvaar. Jesus aanvaar ons net soos ons is. Maak nie saak of ek 'n moordenaar is of ek 'n dronkaard of wat 'n slegte lewe ek gelei het nie. Nee, dit maak nie vir Jesus saak nie. En daardie jong man het gesê, sonder versuim het hy opgestaan. En hy sê die eerste vers het hy gesê, ek sal dadelik opstaan na my pa toe. En wat is u verskoning? Wat keer u nog in hierdie tyd wat ons lewe om sonder Jesus te wees, om sonder God te wees, want ons kan dit nie bekostig nie. Die tyd loop uit. Ek bly daar in 'n dorpie, dis verskriklik hoe die mense in hulle dronkenskap, hulle gaan so dood. Hulle het nou die dag, is daar 'n jong man wat hulle geslaan het. Hulle het hom getrap, hy het sy kop pap geskop en die dokters in die hospitaal, hulle het almal probeer om vir die jong man iets te doen. Die jong man is dood. Hy sonder Jesus dood. Ons lewe vanaand nog hierso. Ons weet nie wat vir ons môre voorlê nie. Elke keer hoor ons net daar was 'n ongeluk. Ons hoor net daar is iemand doodgeskiet. Ons hoor net daar is iemand met 'n mes gesteek. Hy's dood. Waar het hy persoon sy oë oopgemaak? As ons mense net tot by die besef kom, maar God is 'n werklikheid. Die Here is 'n werklikheid. Die dood is 'n werklikheid. Die hel is werklik, die hemel is 'n werklikheid. En soos daardie jong man wat opgestaan het en het gesê, ek sal na my pa toe gaan en ek sal vir my pa gaan en ek sal vir hom sê, pa, ek het 10 pa aan God gesondig. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom gesien, want ek dink sy pa was altyd maar op die uitkyk vir hom. So is Jesus, so is die Vader hart. Met deernis wag hy vir sy kind. Hy sien wat jy deurgaan. Daar's nie 'n ding wat Jesus nie weet van ons nie. Hy weet van alles. Hy sien die pyn wat jy deurgaan. En die pa het gesien, daar kom my seun aan. En hy hardloop na sy seun en hy omhels hom en hy soen hom. Die seun wil nog baie goed praat met sy pa, maar sy pa vou hom toe met so sy liefde. En so wag die Vader, die hemelse Vader, wag vir jou en my om jou vas te druk, om jou te nooi, omdat 'n dag in jou lewe kan kom dat jy sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het gesondig teenoor U. Ek is nie werd, soos hierdie jong man gesê het, om U kind te wees nie. Maak my maar soos een van U huurlinge op die plaas. Maar sy pa het hom ingenooi in die pa se huis en die pa en hulle het fees gevier, die pa het vir hom die vetgemaakte kalf geslag en bring vir hom klere, bring vir hom skoene en het die vuil kleed van hom uitgetrek en het vir hom 'n skoon kleed aangetrek en skoene aan sy voete, 'n ring aan sy vinger vir hom gesit. Die Vader wil vir jou die beste gee.
As Jesus kom, wil ons saam met hom 'n fees, ons wil saam met hom fees hou, die hemelse fees. Wie van ons gaan daai groot hemelse fees uitmis? Ek wil dit nie uitmis nie. Wie van julle, ons moet dit nie uitvis nie. Uitmis nie. En hy het 'n broer gehad, die ouer broer. En hy het gehoor, daar gebeur iets, hy vra, vierde van die werks, wat gaat die aan? Hy sê, maar jou broer het teruggekom. En hy is kwaad, die broer is kwaad. Hy het teruggekom. Hy wou inkom en sy pa het na hom toe gegaan, en sy pa het mooi met hom gaan praat, sê die woord. En sy pa sê, my kind was dood. Hy lewe weer. My kind was verlore. Ek het hom teruggekry. Die pa is so bly, maar soos die boetie sê, maar pa, hy het alles, hy het weggeloop en pa, nooit het pa vir my 'n lammetjie gegee en sê, dat ek en my vriende dit saam kan geniet nie. En die pa sê, alles wat myne is joune. Dit was nog nooit dat jy nodig gehad het om het te vra nie, dit is hierso. Daai seun wat pa se seun, hy praat nie eers van sy broerie, hy praat van my pa se seun. Met ander woorde, hy is kwaad vir sy broer. Sit ons ook nie nog hier in ons harte kwaad, dat ons vir ons broer of suster kwaad is nie, oor goed wat hulle aan ons gedoen het. Ons het vanmiddag van vergifnis gepraat. Die Vader se hart, hy bloei, hy het vir die prys betaal, en wat gaan ons daarmee doen? En die jong man, wat daar by die varkbakke gesit het, hy het onmiddellik, toe hy die besef kom, maar waar hy staan, het die besef, maar ek is op 'n verlore pad. En daardie jong man, het besef, ek gaan huis toe, en ek gaan na my pa toe. Ek gaan nie verder, nog hierso sit te sukkel. En weet jy wat vir my so hartseer is? Ons mense kry baie swaar, en ons mense sukkel. En ons is vasgevang. En jy gaan bedien die mense met die woord. En dan sê die mense nie, dankie, ek wil dit nie hê nie. En weet jy voel of jy kan iets oorkom, want jy besef die toestand. En wanneer ons wat hier sit is kinders van die Here, dat die Here, ons as kinders van die Here is 'n disipel. En wanneer ons gered is, moet ons asseblief nie stil sit en niks doen nie, want daar's baie mense wat daar buite is wat verlore is, en onder ons eie mense, en ons moet die mense gaan waarsku, en ons moet die mense gaan praat. Dis tyd dat die mense hulle lewe vir die Here moet gee. Dis tyd dat ons mense moet omdraai. Dit lyk vir ons, daar in Portugal is daar 3 pubs, 1 onder in die dorp en 2 in ons plekke. Daar is nie 'n naweek, sommer in die week ook, daar is nie 'n naweek, waar daar nie mense, die plek is toegepak van die mense. Een van die mense se kindertjies, lê daar buite, sommer op die stoepe vir die ouers, waar hulle het nog nie geëet nie. As jy in Port wil kom en iemand sien vir jou, dan vra hy vir jou 'n R5. Sê ek waarsku jou, hy vra vir jou 'n R5, want hy kan vir hom 'n glasie gaan koop, met die R5. En weet jy hoe angstig raak jy oor daai mense se lewe wat hulle is verlore, en die Vader met sy deernis en sy liefde wat vir ons sit te wag dat ons na hom toe